gesprook vir my ook hier. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvang. Goeiemôre almal. Soos gewoonlik begin ons weer hierdie diens met 'n paar liedere saam. Yes.
Baie welkom broers en susters by hierdie erediens vanmôre. Ons kan nou so begin deur al die mense rondom ons 'n bietjie hallo te sê vir die wat ons nou nog nie hallo gesê het nie. Soos ek dink nou het jy dit nog nie daar vir die mense daar agter hulle hallo gesê nie, daai lid van daai skilpaaie wat so veg byvoorbeeld. So sê maar vir mekaar gou hallo, hoor hoe gaan dit? Ek dink hierdie ouens hier voor met hierdie swart T-hemde is nou 'n bietjie moeg om vir mekaar hallo te sê. So sê vir die ander mense rondom julle hallo, want julle is nou al moeg vir mekaar na die rowwe nag. Daar sê broers en susters, dan kan ons maar 'n paar baie besondere welkomswoorde uitsonder. Daar so sit 'n persoon wat ons eintlik in die gemeente goed ken. En toe mense haar nou vanmôre sien, sy het mos nou vertrek, jy weet. Toe haar nou sien, toe vra hulle, het jy nou teruggetrek? Toe hoor ek sy sê, man, as ek terugtrek, kan ek, want die Kaap is nie lekker nie. Jy sien, ek sê altyd, as jy gewoond is aan hierdie wille gevaarlike lewe hierbo, dan is daai rustige Kaapse lewe vir jou net te vervelig. Jy kan dit nie hou nie, jy is te gewoond aan hierdie angs hierso. Maar baie welkom Elise. Ons is bly dat jy hier saam met ons, julle kan so 'n bietjie oor die koffie en tee bietjie met haar gesels, oor hoe sleg dit eintlik in die Kaap gaan. Nee. Vertel vir haar hoe goed gaan dit hier. Die gate is net so diep, jy moet besop. Jy besop of daai ou wil jou dalk met 'n mes steek. Hoe besop, wat sal 'n waaiers nou hier buite die kamer? Is die mense wat wil inbreek? Vertel haar dit. Dis opwindend, man. Jy moet wakker wees. Goed, hallo Elise. Baie welkom. En dan is hier ook hierdie mense met die swart T-hemde, hulle is nog so 'n bietjie verspreid ook. Hulle het nou allerlei stappery gedoen. Daar's so 'n paar van hulle wat slim is. Hulle het soos byvoorbeeld 10 uur huis toe gegaan en gaan slaap. Ek hou van daai ouens, hulle is baie slim. Maar dan is daar hierdie uithouers, hoor, hierdie geweldige mense. Wat vir my sê, as ek vir hulle vra hoeveel rondes hulle gedoen en dan sê hulle 70, dit was maar min. Dan sê ek 70 en jy sê dit was min. Ja, want wie, daar's iemand anders wat 100 gedoen het. Ja, jy kry sulke geweldige mense. Daar was 'n tema oor so 'n karretjie, en daar staan die karretjie nou hier voor. Die kerkraad het nou al daai foto gesien, een van die kerkraadslede ook het in die karretjie daarso op haar knieë met die foto gestaan. Dis hoekom daai mens kort is. Ek weet julle weet daai mense is van nature kort, maar hierdie is nie natuurlike kort nie, want dis baie kort. Sy staan nog op haar knieë met daai karretjie. Julle het dit ook op die foto gesien. Baie welkom vir julle almal hierso. Ons het nog steeds die reël hier, so jy mag nie in die diens slaap nie. Ek het sulke onderwysers gehad wat sê hy gooi hom met die kruit of hy gooi hom met die passer of die bord uitveer of sulke goed, maar ons kan dit nou nie hier doen nie, dis die kerkie, sien. Ons sal maar kyk wat ons kan doen. Stik mekaar maar so 'n bietjie. Hulle wil net sê, namens hulle almal, baie dankie vir almal wat deelgeneem het en wat daar was nogal baie mense. Hulle is baie bly daaroor. Ons is bly om julle ook te sien. Nou broers en susters, verder weet ek nie van allerlei spesiale welkome nie. Hier's sekerlik nog so 1 of 2 mense wat dalk bietjie nieterig is of bietjie onbekend is. En so ons sal hulle so rondom die koffie sal ons hulle bietjie mooi hallo sê. Verder is ons bly om julle almal te sien. En dan gaan ons nou na die afkondigings toe. As nou reg is daar. Luister maar so 'n bietjie hierna, die dankoffers gaan na die Vroue Federasie se huis Silversig. Daar is ook hulle nuusbrief op die kennisgewingbord. Volgende Sondag die 16de Maart is die Amiki sanggroep hierso vir hulle Paasfeesprogram en die katedese sluit ook volgende Sondag. Vat 5 April maand is in die konsistorie. En dan die kinderverlies seminar by bedienings. Hulle het die 15de, komende Saterdag. Hulle kinderverlies seminar van 9 tot 11. En julle kan vir Elise kontak vir verdere inligting. Ek dink ek het vir Elise gesien. Elise is nou nog hierso of is jy al daar? Daar sit Elise. Sy sit daar in die heel agterste ry. Sy is ook een van daai kort mense van die gemeente. Maar hulle is altyd die bedrywige mense, so omdat hulle kort is, kyk jy hulle nie mis nie, want hulle is baie bedrywig. So dis sy sit daarso. Sy sal nie nog meer vertel daarvan.
Die senior bejaardes, of die bejaarde seniors, of net die bejaardes, of net die seniors, afhangende van hoe jy dit wil sê, ek sien my kerk praat nog steeds van bejaardes hoor, na al hierdie jarelange harde pogings om te sê, ons is nie bejaardes nie, ons is seniors, praat my kerk nog steeds van bejaardes. So lyk my, jy moet maar kies. Ons sien mekaar Woensdag, 10:00, hier by die kerk. As ek nou die hoofstuk reg onthou, is dit Openbaring 13, dis daai vreeslike hoofstuk waaroor baie gepraat word, die dier uit die see en die dier uit die aarde. En daar word ook in daai hoofstuk genoem die getal van die dier, daai 666. So dis nou die groot bekende dinge oor Openbaring waar mense vreeslike pratery het. So ons is dan nou daar, Woensdag. Onthou dit. Nou die verjaardag, ek wonder nou net, waar's Benjamin Fischer? Is hy by sy ma? Is hy by sy ma? Is dit lekker om hom daar te verjaar? Benjamin Fischer verjaar vandag, soos julle die familie ergens raakloop onthou, hy verjaar. Dan vandag ook is daar André Grindling, en Marie-Louise Knoesen en Dirk Lombard. Is van julle ander 3 dalk hierso? Help my maar as julle hand sien, want mense kan ook nie altyd alles so sien nie, veral as daar nou hierdie vragverlies is waar jy 'n bietjie in die donkerte is. Goed, is reg. Maryke van Tonder is môre. En Dinsdag is dit Rian Du Plessis en Tannie Martie. Ek het haar gesien, daar sit sy. Baie geluk Tannie Martie, dis naby, dis 'n lekker dag, baie naby. En dan gaan ons bietjie aan. Dan Woensdag, Christian Leroux, Jaco Leroux en Adel van Vieren. Is daar van julle? Ek moet nou maar mooi kyk, so kyk maar 'n bietjie stadiger. Gaan nie vinnig nie. En Donderdag is Jean-Jacques Ellis en Trevor Hansen. Ek het vir Trevor gesien. Ek het hom gevra of al Donderdag nou iets baie spesiaals gebeur, toe sê hy vir my nee, dis gekanselleer. Toe sê ek, maar sê net vir my, wat is hy belangrike ding wat gekanselleer is? Toe wil hy my nou nie sê nie. En hier sien ek dit nou. Baie geluk Trevor. Jean-Jacques, neem ek aan, is nie hier nou nie, het ek nie gesien nie. En dan die Vrydag is dit Nicolaas Koekemoer. En dan weer Saterdag is Joshua Dodds. Ek dink sy familie is nie hier nie, ek het nie die Dodds familie gesien nie. Goed onthou maar hy verjaar en teens met Ton. Dis wat ons hier het. Is daar nog ander sulke verjaardae wat ons dalk nie, ons weet dit gebeur nie eintlik hier nie, maar nou net so vir die veiligheid vra mense mos nou maar. En dan nie iemand mis nie. Lena wil iets sê? Ver gespring. Onder 15, baie mooi. Onthou dit nou. Gister deelgeneem en baie ver gespring. Baie ver. Rekord nogal. Dis baie gaaf. Dankie. Geen ander verjaardae nie, is daar huweliksherdenkings in hierdie week. Maart maand is nou nie een van daai vreeslike troumaande nie, maar daar's altyd interessantheidjies. Niemand in Maart maand getrou wat nou 15 jaar getroud is, of 55, of 80, of 116, of so nie. Sien, ek moet nou maar aangaan met die hoë ouderdomme, want hierdie nuwe administrasie in die FSA het ontdek, daar's miljoene mense wat pensioen trek in Amerika wat volgens daai datums wat hulle het nou al 120 jaar oud moet wees. So nou weet hulle, ons gaan 'n bietjie daai administrasie begin opruim, want iemand is besig om groot geld te steel in Amerika. So ons praat ook nou maar van hoë ouderdom, lyk my dit kan gebeur. Daar's selfs een wat pensioen trek wat volgens al die syfers 300 jaar oud is. Amerika, soos hy nou is, bestaan eers van 250 jaar gelede af. Maar daar, ek sal vir jou sê, daar's mense wat pensioen moet kry daar. Maar so, mense moet maar die dingetjies dophou, sien julle. So ons gaan ook maar vir hoë ouderdomme. As dit regtig waar is, dan kan jy maar sê. Ons sal weet, dis nie waarheid, dis nie goedjies wat ons net hier so praat nie.
Ek dink dit is die afkondigings, broers en susters, en dan kan ons verder voortgaan met die erediens. Ons is daar by die fotum. Daar is hy. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Liewe broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle in oorvloed van God ons Vader en Jesus ons Here deur die Heilige Gees. Kom ons staan vir ons loflied 525. Here, hoe blymoedig. Dankie. Daar sy kinders, kom laat ons 'n bietjie vorentoe kom. Ons moet so ietsie doen hier vandag. Ek wil julle eintlik net 'n voorbeeld gee van ietsie wat julle by die huis moet gaan doen. So kom maar saam. Ek het so 'n paar van julle ook gesê, ek sien julle verstaan wat aangaan. So ek gaan hierdie ding doen. Dan kan julle almal dadelik sien. Daar's hy. Mooi. Julle kan maar vorentoe ook sit, julle kan maar naby sit. As julle nou hierso sit, dan kan julle eers sien wat hier gebeur. As julle bly daaroor, party sal eerste wees. Julle kan nog nader inskuif, dan kan julle mooi reguit sien. Julle kan ook so nader inskuif, dan kan julle mooi reguit sien. Is dit wil julle net daar? Is ook reg. Is almal nou hierso, as julle reg, kan julle sien. Onthou dit is bietjie donkerig, julle moet mooi kyk, julle moet naby wees. Ek het nou vir 'n paar gevra om 'n paar goedjies vas te hou. Bring vir my 'n bietjie daai wat jy het. Ons moet ietsie so doen met pers. Dankie, baie dankie. Ek het nou 2, so julle moet nou 'n besluit neem. Die een lyk so, dis 'n meer ligpers met wit by, en die ander een lyk so. Wat een moet ons gebruik? Jy sê daai ene, jy sê daai ene. Wie sê hierdie een? Goed, wie sê hierdie een? Dis gelyk, so ek gaan besluit. Ek hou daarvan om sulke gelyke besluite te neem, veral op kerkrade. Dan sê ek vir die kerkraad, ek sien julle kan nie besluit nie, ek sal maar besluit.
Dis nou as 'n mens baie jare dominees maak hier sulke goed. Nuwe dominees moet nou nie dit doen nie, hoor. Nou nie as jy teologie gaan swat, dink jy moet dit die eerste jaar doen nie. Mens doen nie dit die eerste jaar nie. Jy doen dit so die 30ste jaar. Baie dankie, daar's nou pers, né? Dis die eerste ding wat julle moet onthou, julle moet ietsie pers gaan kry. Soos 'n perslap of hierdie sagte papier, want hulle is mooi pers nogal. En dan het een van julle vir my 'n kruisie. Daar's hy. Baie dankie. Dan sit 'n mens hom daar, sit jy die kruisie. En dan is daar ietsie anders, ek het hom al by my gehou, want ek wil nie hierdie kinders moet hom vat nie, want ek kan my seer maak. Dis 'n doringtakkie. Dit moet 'n regtig 'n doringtakkie wees, jy kan hom hier bo sit, sien jy? Daar's hy. En dan moet iemand vir my sand gebring het, 'n houertjie met sand, yay! Haha, baie dankie. Jy kan hom ook oopmaak as jy hom daar sit, jy kan hom in 'n glasie sit, dis 'n klomp sand. Sand, ja. Weet julle hoekom doen ons dit vandag? Want vandag is die eerste lydenssondag van die jaar. Dan onthou ons dat Jesus vir ons gelei het. So, hierdie doringtakkie gaan oor daai doringkroon wat hulle op sy kop gedruk het. Dis nie 'n mooi kroon wat hulle net so saggies neergesit het nie, hulle het juist op sy kop gedruk dat die dorings hom moet steek. Dis deel van sy lyding. Hoekom? Vir ons. Die kruis, hy is mos gekruisig. En heel aan die begin was daar hierdie sand, woestyn. Daar in die woestyn is hy versoek deur Satan. Onthou julle dit? Alles op die pers. Julle moet hierdie by julle huise gaan doen. Julle moet so 'n plekkie kry en dit daar neersit, dan kan julle die hele lydenstyd onthou, as julle dit weer sien. Dit gaan oor Jesus wat vir ons gelei het. Vra nou maar eers jou huismense, waar kan jy dit doen? En as dit nêrens anders uitwerk nie, waar gaan jy dit dan doen? In jou slaapkamer. Baie mooi. Wie gaan dit doen? Ek gaan dit doen. Dis net julle. Hoekom gaan julle nie? Hoekom gaan julle dit nie doen nie? O, ja, daar's hy. Mooi, mooi. Daar's hy. Wil jy 'n rede gee nie, doen dit maar. Ja, want as redes gee is moeite man, doen dit. Anders moet mens redes gee. Ons gaan nou saam bid voor ons vertrek. Is julle reg? Julle onthou hoe bid ons, né? So ek sal begin. Ons Vader in die hemel, dankie dat U vir ons goed is. Ons Here Jesus, dankie dat U vir ons gelei het. Heilige Gees, dankie dat U ons heilig maak. Amen. Nou daai laaste ding. Wat wil ek altyd aan die einde vir julle sê? Jy het so gelag asof jy weet. Dis oor ietsie tussen julle en julle kerk. Kan jy onthou? Kan jy onthou? Ai, jy onthou julle net die moeilike kwaai dinge. Julle kerk is mal oor julle. Het julle geweet? Het julle geweet julle kerk is mal oor julle? Ja, ons hou van julle, ons wil hê julle moet hier wees. Daar's hy, dankie julle, daar kan julle vertrek. Nou, ek is bly om te sien, is so 'n geweldige jeugdige gemeente, want as hulle so vertrek, dan is amper niemand oor nie. Maar ek is bly julle is daarom nog hier. Julle beskou julleself nie as so jeugdig nie. Dis gaaf. Ons is bly. As ons nou by ons skuldbelydenis en selfondersoek kom, dan doen ons dit 'n bietjie anders. En ook as ons by die geloofsbelydenis gaan kom, dan gaan ons dit 'n bietjie anders doen. Maar jy hoef nie bekommerd te wees dat iemand probeer om 'n nuwe geloofsbelydenis in te werk nie. Want die geloofsbelydenis wat ons gaan doen is deel van ons gereformeerde geloofsbelydenisse. Kyk na hierdie woorde en dan laat ons dat die Heilige Gees vir ons 'n bietjie iets oor onsself sê oor hierdie woord van God, hierdie gedeelte. Kom nou, julle wat sê
vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Dit gaan oor selfondersoek oor wie besluit oor wat. En hier het die Here se woord kry ons nou die eerste terugvoer wat die Here sê, dit is nie ons wat besluit nie. Ons neem besluite, want ons wil dinge uitvoer, ons werk aan doelwitte, want ons weet ons moet rigting hê, maar in dit alles onthou ons, dis onderhewig aan wat God sal toelaat en wat hy nie sal toelaat nie. En daarom, terwyl ons so bly sit, om ons skuld te bely, dat ons dink, ons bepaal dinge partykeer, sing ons hierdie lied as ons skuldbelydenis, terwyl ons bly sit. Sonde, hulle toevlug neem tot Jesus Christus, die enigste verlosser, kan weet en daarvan baie seker wees dat hulle sonde vergewe is op grond van die werk wat Jesus gedoen het. Mense wat verskoning soek vir hulle sonde, weier om dit voor God te erken, moet weet dat hulle sonde teen hulle bly staan voor die troon van God. Kyk nou eers na hierdie geloofsbelijdenis. Kyk hom so deur en maak seker of dit is wat jy ook glo. As jy saamstem dat ons dit saam met mekaar kan bely as ons geloofsbelijdenis, kan ons staan, die wat kan staan, en dan doen ons dit almal saam hardop. Here, dit is U wat asof met U eie hand
hemel en aarde en al die skepsels onderhou en regeer. Ons glo, reën en droogte, kos en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, kom nie toevallig nie, maar uit U Vaderhand. Ons glo dat ons en alle skepsels so volkome in U hand is, dat ons en hulle nie kan beweeg sonder U wil nie. Amen. Ons kan weer sit. Ons gaan so deur die boodskap by verskeie skrifgedeeltes uitkom. En om dan nou daarmee te begin en daar ons voorop te berei, gaan ons nou net so saam bid terwyl ons hier sit. Ons Vader wat in die hemel is, ons weet, Here, dat ons met U praat, en aangesien U ons al gelei het in U woord, om vir U te leer ken, weet ons wie U is, soos wat ons tot dusver die insig gekry het wat U ons wou gee. En daarom weet ons praat met die een, wat tot in die fynste besonderhede alles bepaal, maar ook terselfdertyd tot in die hoogtes al die groot kragte en magte bepaal. En dan weet ons dat daar van ons 'n gepaste reaksie moet kom, as ons so met U praat, omdat ons weet wie U is, soos wat U ook voortgaan om Uself aan ons te openbaar in U woord. Dankie Here, dat ons geduldig kan wees, wanneer dinge gaan anders as wat ons dit wil hê. Want ons weet, U is besig. Dankie dat ons dan ook geleer word deur U Gees, om dankbaar te wees, wanneer dit met ons gaan, soos wat ons dink dit mooi is. Want ons weet, dit is ook U, wat daar besig is. Daarom is ons geduldig, saam met ons broers en susters wat siek is, wat sukkel met aanhoudende pyn, wat sukkel met allerhande gedagtes, wat nie goed is nie, wat vir hulle depressief maak en hulle ondermyn. Saam met hulle is ons geduldig, Here. Daarom is ons ook saam bly en dankbaar met ons broers en susters wat goeie herdenkings het, wat verjaar, wat goeie dinge beleef, en sê ons ook saam met hulle dankie, want ons weet, dit is ook U wat daar besig is. Verander ons denke, Here, dat ons nie op allerhande verkeerde plekke die antwoorde sal soek nie, maar dat ons deur die Heilige Gees oortuig word, dat al die antwoorde net van U kom uit U openbaring in U woord. Amen. So, dis is nou waarmee ons besig is met hierdie vraag vandag, uit die Here se woord. Bepaal God alles, beheer hy alles, hanteer hy alles. Met ander woorde, al die goeders werk maar so saam. Is dit hy wat die goed uitwerk? Is dit hy wat die goed tot in die fynste besonderhede bepaal? Is dit hy wat daarmee besig is? Is hy ten volle in beheer? Die wêreld het in al sy fases vir ons gewys. Net die mense wat deur die Heilige Gees oortuig is, kan dit sien en kan dit glo. Die antieke mense het gesê, nooit, en hulle het nie eens besef hoe groot is die heelal nie. Ons besef ook nog nie, ons is nog op sy einde nie. Ons weet nou al baie meer, hoe groot is hy. Maar, die antieke mense het nog net hierdie planeetjie omtrent geken en gesê, nooit, nee, hier gaan te veel aan, dat een wese alles kan bepaal. Dit kan nie waar wees nie. En daarom het hulle wie weet hoeveel ander gode geskep. 'n God vir elke terrein. Want hulle het gesê, nee, daar gaan te veel goed aan. 'n God kan nie alles beheer nie. Ons moet baie gode hê, dat elkeen sy terreintjie maar hanteer. Stukkie op die aarde, in Gauteng,
sou hulle 'n God gehad het vir Gauteng. Maar as jy oor die grens gaan, moet jy offers bring vir die God van die Vrystaat. Of so. En dan ook die lewensterreine. Vir ongetroude jong manne is daar hierdie God. Vir getroude mans en vroue is daar hierdie God. Vir gesinne waar kinders bygekom het, is daar hierdie God. So het hulle gehad. Alles goeders wat hulle self geskep het, omdat hulle geglo het, dis onmoontlik dat een wese alles kan beheer. Nou in die moderne tyd sê ons, nee, ons gaan nie saam met dit nie. Nee, dis al oud en antiek, ons is al verby dit. Weet jy wat sê ons? Nee, ons kan nie dink dat die Here alles beheer nie. Ons het dan nou groot vermoëns ontwikkel deur die eeue. Ons beheer dan baie dinge. Ons invloed is dan baie groter as wat dit ooit voorheen was. Ons het nie meer gode nodig om goed te beheer nie, want ons kan dit nou self doen. Dieselfde probleem. Wat is die probleem? Die probleem is die sondige verstand wat so donker is en wat so duister is en niks kan verstaan van God nie. En dis die grootste probleem van die mens. En dan probeer die mens met daai verstand van hom om al hierdie vrae te antwoord vanuit sy omstandighede. Dan sê hy, as ek na my omstandighede kyk en dit navors, gaan dit vir my vertel of wat is die antwoord op hierdie vraag, of dit ja of nee is. En dan sê die Here vir ons, nee, julle sal nie die antwoord daar kry nie. Dan sê hy, dis 'n saak wat aan mense geopenbaar moet word, wat hulle nie self die waarheid van kan uitdink nie, want hulle verstand is te donker, weens hulle sonde. Dan sê hy moet dit aan ons bekend maak. Ons moet in sy woord gaan soek, wat is die antwoord op hierdie vraag? En dan moet ons daarby bly. Net so op 'n ander puntjie, oor die liefde, het God my lief, dan wil ons ook altyd die antwoord kry uit my omstandighede. As my omstandighede lekker is en dit gaan soos ek het wil hê, dan sê ons ja, hy het my lief. As dit nie lekker gaan nie en ek het pyn en ek het groot verliese en my goed wil nie uitwerk nie, dan sê ek, nee, die Here het my seker nou nie meer lief nie. Nee, verkeerde antwoord. Kry elke keer die verkeerde antwoord. As ons vanuit ons eie omstandighede wil bepaal, wat is die waarheid hierso. Daarom, laat ons begin en luister. Is ek net 'n God wat naby is die uitspraak van die Here? En nie ook 'n God wat ver is nie? Of kan iemand in geheime plekke wegkruip en ek hom nie sien nie? Is die uitspraak van die Here. Vul ek nie die hemel en die aarde nie? Is die uitspraak van die Here. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word, nie uit die sigbare ontstaan nie. Word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie, en nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie, bedoelende sonder dat hy sê, dit mag so gebeur nie. En julle, selfs die hare op julle kop is almal getel. Weet jy hoeveel hare is op jou kop? Stel jy belang om te weet. Hy hanteer dit. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. En dan kom ons nou vanuit ons geloofsbelijdenis, ons het dit mos nou bely. Ons het gesê, Here, reën en droogte, kom al twee van U af. U besluit wanneer een van daai twee moet kom, vir U eie rede. Waar moet ons die voorbeeld daarvan gaan kry? Uit ons omstandighede? So sê, wie 10 jaar terug was daar 'n geweldige groot droogte in die Groot Mariko en so, en toe dit opgehou, want mense het gebid en toe dit baie gereën daar, moet ons in ons omstandighede dit gaan soek? Nee, ons moet die voorbeelde gaan soek in sy woord, want dis waar die openbaring van die waarheid vandaan kom. En die lekkerste, die beste voorbeeld, dat droogte ook van hom afkom, is in die profeet Elia. In die tyd van die profeet Elia,
was die mense besig met geweldige nonsens. Voorspoedsgodsdiens. Hulle het vir hulle God geskep en gesê, as jy offers aan hierdie God bring, sal hy jou ryk maak. Hy sal jou lewe lekker maak. Hy sal laat jy voorspoed hê. As jy 'n klomp beeste aan hom offer, gaan hy vir jou 1000 beeste gee. Selfs as 'n mens net 'n bietjie deur die mistigheid van jou duistere verstand bietjie wil dink, gaan jy dink, gaan hy nou vir elke mens wat aan hom diere geoffer het, 1000 beeste gee. Binne 'n paar maande is al die gras in Palestina opgevreet. En dan gaan ons almal dood van die honger, die beeste en ons. Dit kan nie waar wees nie. Daai afgod praat nonsens, en sy profete en priesters praat nog meer nonsens. Dit kan nie gebeur nie. Dit sal nie gebeur nie. En dit het ook nie. Maar dit is nou nie die openbaring van God nie. Dan kom die profeet Elia, dan sê hy, mense, luister nou mooi. Julle word nie deur daai afgod wat julle geskep het, beskerm en gehelp en versorg nie, want hy bestaan nie eers in werklikheid nie. Hy is maar 'n dingetjie in julle sondige gedagtes. Ons sê, en nou gaan die ware God vir julle wys dat hy alles bepaal. Vir soveel jaar gaan dit in hierdie land nie reën nie. Totdat die ware God sê, dit kan nou reën. En dan gaan hulle, en dan sê hulle, ag, ja, ou flou profete, en hulle stories hoor nie, maar ons is al so gewoond aan dit. En dan kom die eerste jaar se droogte, en dit is nie lekker nie, en dit begin swaar, en dan sê hulle, hardloop hulle na hulle afgod toe, en hulle sê, kykie, wat gee ons vir jou? Ons gee vir jou dit, en ons gee vir jou dat. Geef ons reën. En dan vertel hulle priesters en profete, in die verlede toe mense soveel duisende, miljoene ponde en rande gegee het vir hierdie afgod, dit gaan natuurlik na al die priesters toe, jy weet, soos jy weet. Toe het die reën gekom. En dan kom die reën nie. Dan gaan sê die mense vir hulle, ons het nou al hierdie goed vir hom gegee, ons het amper niks oor nie. Waar is die reën? Dan sê hulle, hy sê, julle het nog nie genoeg gegee nie. Uitkom kans uit die liegstorie uit. En dan werk het nie, en dan werk het nie, en dan werk het nie. Vir jare. En dan kom die profeet en dan sê hy, God het nou eintlik klaar vir julle gewys, hy is die enigste ware God. As hy sê dit gaan nie reën nie, dan kan julle maak net wat julle wil, dit gaan nie reën nie. Want hy bepaal alles. En dan het hulle mos daai groot botsing daar op die berg, al die ander profete nou, hulle nog steeds aanhou weer om tot hulle mensgeskepte afgode te roep, en daar gebeur net niks. Want in die aand, dan spot hy al met hulle en dan sê hy, julle moet harder roep, miskien slaap julle gode, en dan gaan hulle eerste kere. Hulle verniel hulle self, hulle maak hulle self amper dood, want dit moet hulle God beïndruk. Jy sien, Satan word ons altyd beïndruk deur die dood van mense. En dan aan die einde, dan sê hy net, Here, U is die ware God, U bepaal alles. Sal hierdie mense tog nou maar weer dit laat sien. En dan kom die vuur uit die hemel. En dan, daai selfde dag, is 'n paar rukkie later, dan kom daar so 'n stortreën soos nog nooit in daai land. Reën en droogte, ja, hy bepaal dit. Hoekom? Wat motiveer hom? Wat lê agter dit? Hy moet verheerlik word. As jy met hom te doen het en jy weet nog nie uit sy woord uit dit nie, dat dit sy hoofmotief is en alles wat hy doen en sê is dit. Hy moet verheerlik word. Niemand anders nie. En dis hoekom hy dit doen. Hy sê julle verheerlik 'n ding wat julle geskep het, en hy mag nie die eer kry wat die lewende God toekom nie. En daarom stuur die lewende God nou droogte, dat julle kan sien, dit is hy alleen wat alles bepaal, dit is hy wat julle versorg, en niemand anders nie. En dan sê die mense, ja, ons was verkeerd, ons bely ons sonde, dis nie ons wat dinge bepaal nie, dis nie hierdie goedjies wat ons in ons eie koppe geskep het wat dinge bepaal nie, dit is net hy. En dan sê hy, omdat julle besef het,
Julle het my oneer aangedoen en julle het dit erken en julle gee die eer aan my, daarom reën dit. Nie van self nie, omdat hy dit bepaal. Ons het hierdie ding ook bely, gesondheid en siekte. Ek vat nou elke keer een van die lelike kante. Ons hou van reën en ons hou van gesondheid, maar ek vat nou die ander kant om te wys, hy bepaal daai goed ook. Siekte. Daar's 'n mooi voorbeeld in die Nuwe Testament. Hier gaan Jesus en sy disippels, hier kom hulle op 'n man wat blind gebore is, wat ergens sit en bedel by 'n stadspoort. En dan sê die disippels, want dis al hoe hulle dinge kan uitwerk, omdat hulle ook verkeerd verstaan met wie hulle te doen, dan sê hulle, nou Here, hoekom is hy blind gebore? Was dit sy ouers se sonde wat dit veroorsaak het, of was dit sy eie sonde wat dit veroorsaak het? Met sy eie sonde bedoel hy nou daai 9 maande voor sy geboorte, wat hy al reeds bestaan het, en 'n volledige mens was. Dan sê die Here, julle verstaan nie. Julle verstaan nie met wie julle te doen nie. En julle verstaan nie hoekom hy dinge doen nie. Julle sê julle is sy volk. Lees julle nie sy woord nie? Sien julle nie daar hoekom hy dinge doen en wat hy doen nie? Dan sê die Here, hierdie ding is besluit voor die skepping van die wêreld, sodat Jesus Christus verheerlik moet word, want Jesus gaan hom nou gesond maak hier voor julle oë, sodat julle kan weet wie bepaal alles. Daarom het hy siek geword. God het hierdie siekte gebring, sodat God verheerlik moet word. En dan genees hy hom. Hoekom het God het bepaal dat daar 'n mens blind gebore word? Weer 'n keer, soos hy in sy woord openbaar. Hy het dit nou gesê vir die disippels, sodat hy verheerlik moet word. As die een, wat alles bepaal. Net so hier tussen ons sal ons nou baie keer sê, ja maar Here, hoe? As dit nou met ons sleg gaan, hoe kan dit U nou verheerlik? Gaan kyk in sy woord, dan sien jy, hoe mense weet, om hulle toevlug tot hom te neem, wanneer dit met hulle sleg gaan. Want as dit met hulle goed gaan, dan dink hulle, dit hoort maar so. Dan herken hulle hom nie daarvoor nie, dan dink hulle, dan sê hulle, dis ek. Ek het my sake mooi uitgewerk. Ek het dan vir jou 'n sin vir besigheid, hoor. Dis hoekom my dinge so floreer. Dan wys die Here nou maar net, hoor jy so, daar's so baie faktore in hierdie wêreld, wat jy nie kan beheer nie. Sodat jy moet weet, om te erken, wie bepaal alles. En dan, so aan die einde, dis ons nou nog 'n lekker voorbeeld, rykdom en armoede. Nee, dit kan nie so wees nie, want ons leef nou in 'n wêreld waar daar so 'n groot verkondiging van voorspoed godsdiens is, wat sê, kyk as jy so maak, dan gaan die Here so maak. Dit klink vir my so baie na daai, gee vir hom soveel beeste en jy gaan 1000 beeste op hê. Klink vir my so baie na daai selfde soort tipe godsdiens. In 'n wêreld wat sê, kyk as jy so maak, gaan hy vir jou so, hy gaan vir jou ryk maak, hoor. Armoede, nee, armoede daar, jy het iets droog gemaak tussen jou en die Here, dis waar die armoede vandaan kom. Ek wonder wat moet arme Job nou daarvan sê. Nee. Daar's hierdie ryk man wat elke dag genoeg het om van te eet, eintlik luks, daar's baie vriende, hy dra die nuutste en duurste klere, en dan sê hierdie arm Lazarus wat daar buite is en 'n bedelaar is, en hy self ook nie gesond nie. Ons ken daai omstandighede en al die goeders wat daar leef, wat 'n mens kan siek maak, en daai soort van bestaan. En dan sê die Here, Lazarus sal by sy Here wees. Want Lazarus beteken iets so in die lyn van, ek is afhanklik van God. En die ryk man, hy is net weg. En niks wat hy daarna sê of doen help nie, dis net weg. Wie het daai rykdom bepaal, as ons nou dan die positiewe enetjie wil sê? God het dit bepaal. Hoekom? Sodat die ryk man 'n jolie en lekker lewe moet hê en sê, ek het geen angs en bekommernis nie, dit gaan net lekker. Is dit die hoofmotief? Nee. Die hoofmotief is, sodat die ryk man moet sê, dit is nie ek nie, dit kom van die Here af. Ek dank hom dag en nag daarvoor, want as hy dit nie gedoen het nie, het ek dit nie gehad nie.
En Lazarus is daar en hy's geduldig. Dit gaan swaar, maar hy's geduldig. Hy gaan maar deur hierdie geduldigheid en hy bly sê, ek is afhanklik van God. Ek weet nie of ek vandag kos gaan hê nie, maar as jy nou iemand verbykom wat deur die Here aangepoor word om my darm bietjie te help, dan gaan ek darm 'n stukkie brood hê om te eet. Maar ek is geduldig. Want, wel as ek nou nie daai vooruitstrewende persoon het nie langs aan nie, God bepaal my sake, hy sal besluit of ek vandag eet of nie. Weet maar mos nie dit sê nie, dat God sal besluit of ek gaan eet of nie. Hey, ek bepaal dit mos. Hey, en ek maak planne hoor. Ek het voorraad skure en ek het 'n vrieskas. O, gats, daar gaan die elektrisiteit. Wow, ek kon dit nie beheer nie. O ja, ek het 'n kragopwekker. O ja, ek het sonpanele. O, daar kraak die sonpanele. O, daar pak die kragopwekker op. O, en ek kon dit nie beheer nie. Het kan so gaan. So as dit nie so gaan nie, dan sê ons baie dankie vir die een wat alles bepaal. Hoekom doen hy dit? Wat is sy motief om alle dinge te bepaal? Nie net die goeie nie, maar ook die ander. Hoekom bepaal hy al hierdie dinge? Weereens wat in sy woord sê, sodat hy verheerlik moet word. Wie verheerlik jy nadat Lazarus in die hemel beland het? Ek het nog nooit 'n mens ontmoet wat vir Lazarus verheerlik nie. Ons sien dit in. Met ons sondige verstand sien ons dit so waar in uit die openbaring van God. Ons verheerlik God. Here, U het vir Lazarus mooi versorg. Al het dit so vir hom nou na 'n lang tyd gelyk en hy baie geduldig moet wees daarin, het U hom daarom baie mooi versorg. En so is dit. En ons het mos 'n mooi woord in ons Duitse tale, kom al van ver van Noord-Europa af, daai woord voorsienigheid. Waarna toe lei sy voorsienigheid? Sien jy daar? Sien jy waar kom die woord voorsienigheid vandaan? Voorsien. Die voorsienigheid is nie sommer ietsie wat so ronddryf en van self gebeur nie. Die voorsienigheid is iets wat God doen. Hy voorsien. Hy versorg. Partykeer sal ons nou sê, op grond van hierdie voorspoed godsdienst wat so verkondig word van, maak jy net so, dan sal God so maak. Asof jy hom dwing daarmee. Niemand dwing hom nie. Dan dink ons, ja, maar Here, ek het nie 'n nuwe Maserati nie. So U is nie besig om my mooi te versorg nie. Wat is jou behoefte? Jou behoefte is nie 'n nuwe Maserati nie. Dis net ter wille van hoogmoed en spoggery wat jy wil hê. En dis nie God se voorsienigheid nie. Dis nie sy versorging nie. Jou behoefte is vervoer. En het jy dit? Het jy dit? Ja, maar ek het nie 'n voertuig van my eie nie. O, is daar goeders soos Uber en Wanatu en so aan? Ja, kan jy hulle betaal? Ja, dan voorsien hy mos vir jou. Want jou behoefte is vervoer. En waarna toe lei dit? Waarna toe moet dit lei? Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. En die Christene in die tyd toe die Christendom baie ongewild was en baie drama opgetel het, daai tyd, die gemeente van Thessalonika. Dit was 'n woord wat hulle hart aangespreek het, want hulle het so geneig op hierdie twyfel ding van, Here, maar ons aanbid nou vir U wat die ware God is, en hoekom is almal so teen ons, en hoekom probeer almal dit wat ons verkondig dooddruk? As U die ware God is, dan kan ons nie so wees nie. Dan sê hy, maar dit is so. En hoekom? Sê hy, want die wêreld gaan sien, ek hou julle by my. Al hulle pogings om julle dood te druk en julle stemme stil te maak, kom op niks neer nie. En wie sal daarvoor verheerlik word? Julle? Nee. Want julle het baie keer gewonder of julle wil aangaan om my te dien. Dan sê hy, dan kan almal weet, dit is die lewende God wat dit veroorsaak het en niemand anders nie. Ons Vader wat in die hemel is, wanneer daar dinge in die wêreld gebeur waarvan ons nie hou nie, Here, dan is dit vir ons 'n troostwoord om te sê U is in beheer.
Soos of ons vir daai mense wat dan nou beheer gevat het wil sê, ag wat, julle kan maar dink julle is in beheer, ons weet julle is nie. En dan troos dit ons. Maar wanneer dit persoonlik met ons so gaan, soos omstandighede wat ons nie wil hê nie, dan wil ons ander dinge die rede daarvoor gee, dan sê ons dus ander goed wat dit veroorsaak het. En ons het tog nou net bely, U is volkome in beheer. Ons het tog nou net U woord gelees wat sê dat U alle dinge bepaal. Niemand net die goeie nie, ook die ander wat vir ons so swaar kan lyk. Maar dit is nog steeds 'n troos, Here. Dit is eintlik vir ons 'n geweldige, aangename tyd as ons net daarby kan uitkom in ons moeilike dae, dat ons met oortuiging kan glo, ek is nie in my hande nie, ek is nie in die hande van ander mense nie, ek is nie in die hande van omstandighede nie, ek is in die hande van die lewende God. En tog het hy ons ook al 'n groot guns gedoen om ons dit te laat beleef, soos ons dit uit die woord lees. En die vrede, en die sekerheid, en die kalmte, wat kom as gevolg daarvan. Al het niks in ons omstandighede nog verander nie, is vir ons wonderlik, Here. Dankie vir U woord. Dankie dat al die regte en ware antwoorde hierop in U woord staan. En dat al die aanduidings daarvan uit U woord kom. En in hierdie lydenstyd, Here, dank ons U vir die groot versorging wat ons gekry het. Dat ons bevry is van die gevolge van ons eie sonde. Dat ons ook daardeur bevry is van U woede wat sal kom oor mense se sonde. U het alreeds so in daardie wonderlike opsig vir ons voorsien. Dankie, Here, vir U volkome voorsienigheid. Amen. Ons kom dan by ons slotlied. Dit is ook die lied waarmee ons vandag begin het. Ons kan staan daarvoor en dan sing ons weer daardie 3 verse waarmee ons ook begin het. Na die seën dan sing ons die Onse Vader gebed. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Amen. Heilig, sei
ons sien daarna uit om so 'n persoonlike woordjie met julle te praat by die koffie en die tee. En julle met mekaar.